Goeiemôre geliefdes en welkom by vanoggend se erediens en mag dit vir ons elkeen 'n wonderlike ervaring wees om weer te kom hoor en te kom luister wat God vanoggend vir ons wil sê en dat ons op so 'n manier kan luister maar ook te kan gaan doen wat God van ons verwag. Ek wil graag vanoggend vir ons begin met die liturgie en as ons begin met die liturgie dan wil ek graag vir ons 'n fotum lees uit Psalm 68 vers 20 tot 21. En dit sê vir ons die volgende. Dag na dag draai ons. God is ons hulp. God is vir ons die God wat ons red. Die Here ons God, deur wie ons bewaar word in doodsgevaar. Ek dink in die week wat ons beleef het, nie net in die land nie, maar ook in tye soos hierdie waar daar geliefdes is wat siek is of waar daar nood is, moet ons net opnuut kom besef dat dag na dag is God daar en hy red ons elke dag. En met dit wil hy ons ook kom groet en hy kom groet ons en hy kom sê vir ons genade en vrede vir ons almal deur God die Vader, Jesus Christus. Ek wil graag vanoggend hê ons moet God loof en prys en daar waar julle saam kyk, die lied saam sing of sommer net saam luister daar waar julle is. En die lied wat ons gaan saam luister is 10,000 Reasons. En ek dink dis 'n wonderlike lied om net weer te kan besef wat God vir ons doen elke dag in ons lewe. So kom ons luister sommer net saam en of as jy lus is om te sing, sing ook lekker saam. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless You, Lord. And on that day when my strength is failing, the end draws near
and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Forevermore. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Come on, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Yes, I will worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Jesus, I will worship your holy name. Worship your holy name. Ek wil graag 'n geleentheid skep waar ons almal saam as gemeente en as gelowiges saam sommer net kan stil word en net voor God se voete gaan sit en bid. En in die oomblik waar ons stil raak, wil ek graag hê ons moet bid vir almal wat siek is, wat in nood is en sommer ook vir ons land. As ons net gekyk het wat hierdie week aangaan en die mense wat in KwaZulu-Natal is wat regtig hulp nodig het. En oralste waar daar moeilikheid was, dat ons sommer net in ons gedagtes en in ons gebede aan hulle sal dink en sommer net sal stil word daar waar ons is. So kom ons word stil. Here, waar ons vanoggend so kom stil word voor U, wil ons sommer net kom vra dat U teenwoordigheid net sal sigbaar vir ons kom wys, Here. En dat as ons weet U is teenwoordig, daar rustigheid oor ons sal wees. Want soos wat ons gelees het in Psalm 68, weet ons dat U by ons is elke dag. U red ons. U is daar vir ons wanneer ons dit die nodigste het. Here, en daar waar dit moeilik gaan, waar mense vasgekeer is, waar hulle nie kos het nie, dat U sal uitkomste gee, dat U sal hulp stuur vir hulle, Here. Here, waar ons sukkel met hierdie moeilike tyd, waar ons in 'n tweede of in 'n hoeveelste lockdown onsself bevind, Here, waar ons in moeilike tye is van mense wat siek is, mense wat dit nie maak nie, wat ons geliefdes verloor, Here, wil ons vir U kom vra vir vertroosting en vir hulp, Here. Here, maar ons wil ook terselfdertyd kom dankie sê vir dit wat U reeds vir ons doen en wat U wel elke dag in ons lewe doen, Here. Here, ons wil ook vra dat U die erediens sal seën en dat U die woorde wat U vandag wil hê elkeen moet hoor, by hulle sal wakker maak en dat U dit sal sigbaar in hulle lewe vir hulle sal wys, Here. Here, ons kom bid dit alles in U naam alleen, Here. Amen. Ek wil graag vir ons 'n skuldbelydenis lees uit Psalm 69 vers 6. As ons 'n skuldbelydenis lees, dan kom erken ons ook dat ons skuld het en dat ons tog net mens is en foute maak en sondig is. Maar God kom sê ook dat hy ons help en dat hy by ons is
En daardeur gaan ek vir ons die skuldbelydenis lees en daarna gaan ons die geloofsbelydenis saam sommer opsê. Daar waar jy is, sê dit saam met ons. Kom ek lees vir ons die skuldbelydenis. U weet hoe sondig ek is, o God. My verkeerde dade kan ek tog nie vir u wegsteek nie. Here almagtige God, moenie dat dit wat ek u op vertrou deur my toegedien en teleurgesteld word nie. God van Israel, moenie dat die wat by u hulp soek deur my te doen beskaam word nie. Psalm 69 kom sê dat ons wel sondig is, maar dat daar nie ander mense benadeel word deur ons sonde nie en dat God daar is vir ons te midde van alles. En daarom gaan ek graag vir ons die geloofsbelydenis lees. En daar waar jy is, kan jy rustig sommer net saam luister of dit hardop saam met my sê. So kom ons sê dit saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes en die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Daardeur wil ek graag 'n oomblik van stilte gee, net om te besef wat ons bely in ons geloof. En om net te kan besef en in die ritme te kan kom dat waarmee ons nou besig is die woord van God en dat ons waarlik sy stem moet hoor. So ek gaan vir julle 'n oomblik gee net om stil te word en te besef wat ons mee besig is en wat ons bely, ons glo. Amen. Ons skriflesing vanoggend gaan ons verder aan met Matteus 28 vers 19. Maar ek wil graag fokus op 2 ander dele van die teks. Die eerste sin wat sê gaan en gaan doen. En die laaste vers wat sê ek is by julle. En met dit wat ons fokus gaan wees, gaan ek Matteus weer vir ons lees, maar ek gaan ook 'n ander paar tekste lees. En aan die einde, as ons aan die einde kom en ons vat dit alles saam, dan gaan ek weer vir ons die tekste lees. So ek gaan vir ons begin by Matteus en dan kan ons van daar af verder gaan. Matteus 28 vers 19. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Ek wil graag daarby wil ek Efesiërs 2 vers 10 lees en dit sê die volgende. God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Verder wil ek ook vir ons graag 'n stukkie uit Kolossense 3 lees. Daar's 2 teksgedeeltes wat ek graag vir ons wil lees. Kolossense 3 vers 17 en 23. Wees my navolgers, broers, en let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat vir ons of vir julle gestel is. En dan vers 23. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos die Here en nie vir mense nie. In Kolossense 2 vers 5 sê vir ons die volgende. Al is ek nou nie persoonlik daar nie, is ek tog in die gees by julle en ek is bly om te sien dat julle die goeie orde handhaaf en dat julle geloof in Christus stewig vas staan. Nou saam met Efesiërs en Kolossense gaan dit oor dade en om navolgers te wees, maar die groot opdrag om te gaan doen.
En daarbey vandag se tema, aanvaar die opdrag en vertrou. Nou as ek aanvaar die opdrag en vertrou in my gedagtes het, dan dink ek aan die beeld wat ek vanoggend graag wil gebruik en is die van 'n boer. Nou, baie van julle boer self en baie van ons was al self op 'n plaas gewees en ons weet hoe gaan dit op 'n plaas. Dit is besig en die boere werk hard en hulle het werkers wat hulle help. Maar so ook op 'n plaas, as dinge nie betyds klaar is nie en daar's nie genoeg arbeid in nie, dan gaan die oes ook nie reg wees nie. En as die oes nie reg is nie, dan is daar 'n verlies. En sonder al hierdie arbeid en opofferings gaan die boer nie 'n oes kan lewer nie. Hy gaan nie kan wys maar hierdie is wat ek het vir al die arbeid en al die opoffering wat ek gehad het of gedoen het nie. En so is boere vir my 'n unieke voorbeeld om te sê hulle volg die opdrag. Hulle voer die opdrag uit. Maar by dit, as hulle die opdrag uitvoer, vertrou hulle ook. Hulle vertrou volkome op die Here se teenwoordigheid elke dag. Maar hulle gaan doen. En die gaan doen is soms moeilik en dit vra opofferings, maar steeds gaan doen hulle dit, want hulle wil hê hulle oes moet suksesvol wees. Nou voordat ek aangaan, wil ek graag gou met die kinders praat. En as ek gou met julle praat, het ek 'n prentjie hier by my wat ek nou gaan verduidelik. Maar eers wil ek vir julle sê, as ons nou sê daar's 'n opdrag en ons moet ietsie gaan doen en ons moet vertrou, dan wil ek vir julle sê dat net soos mamma en pappa vir julle vra om julle huiswerk te doen, of dat julle julle kamer moet skoonmaak, of dat julle klein taakies rondom die huis doen, om te vee of om ietsie te doen in die tuin, moet julle dit gaan doen. En net soos wat mamma en pappa vir julle vra, gaan doen dit, wil julle ook nie partykeer dit doen nie. En dan is julle ongehoorsaam. Nou soms was ek ook ongehoorsaam en ek was ook nie lus as my ma en pa vir my iets gevra het om dit te doen nie, maar dan het ek ook nie 'n beloning gekry nie. So soms sal mamma en pappa vir julle sê, hoorie, as julle julle kamer skoon maak, of as julle gou vir my dit gaan doen buite, of hoorie, as jy net my help met hierdie klein taakie, dan gaan ek vir jou meer sakgeld gee, of ek gaan vir jou roomys koop, of ietsie kleins, né? Maar wat doen julle as mamma en pappa vir julle sê, ek gaan vir julle meer sakgeld gee, of ek gaan vir julle roomys koop? Julle vertrou hulle, né? So jy vertrou vir mamma en pappa, aan die einde van julle opdrag wat julle gedoen het, of julle taak wat julle gedoen het, as julle julle kamer skoon gemaak het, of julle huiswerk gedoen het, dat hulle wel vir julle daai sakgeld gaan gee, of dat daar wel daai roomys gaan wees aan die einde van die dag. Nou net soos wat julle mamma en pappa vertrou, as julle die opdrag doen wat hulle vir julle vra, moet julle ook vir God vertrou. En julle moet ook altyd as hy van julle iets vra, of iets wat moeilik is, moet julle dit nog steeds gaan doen, want dis wat hy van ons verwag. En as julle vertrou dat mamma en pappa vir julle daai sakgeld of daai roomys gaan gee aan die einde van die dag, moet julle ook vir God vertrou dat hy iets in julle lewe gaan bewerk, of dat hy iets in julle lewe gaan laat gebeur, dat dit waarvoor jy dalk gebid het gaan gebeur, of dit waaroor jy nie lekker voel by die skool, of ietsie nie, dat dit gaan beter word nie, of dat jy hom vertrou om wel daai ietsie wat jou pla by die skool met hom te bespreek, of met mamma en pappa. En dit is vandag se teksgedeelte. Gaan doen, maar vertrou ook. En dan as ons verder gaan, dan wil ek graag vir julle hierdie prentjie gee wat julle moet gaan inkleer. So die prentjie gaan julle kry, en dit is 'n prentjie van 'n seentjie en 'n dogtertjie wat besig is om in die tuin te werk. So die opdrag om ietsie te gaan doen, en dan die vertroue, hulle is besig om 'n boom te plant. So hulle het die vertroue dat as hulle hierdie boompie gaan plant, hy gaan groei. So net so ook moet julle vertrou, maar ook dit gaan doen wat julle moet doen. En so ook kan ons as volwassenes weet dat as ons gaan doen, moet ons ook die vertroue hê. En Matteus kom omarm half hierdie opdrag van disippelskap en gaan leer en wees ook leerbaar. So nie net kom sê Matteus se teks vir ons wat is disippelskap en hoe ons moet leef as disippels nie, waaroor ons al 'n hele paar Sondae gepraat het nie. Maar dit gaan sê ook vir ons gaan doen.
met die vertroue en die hoop wat God vir ons gee. Nou as ons bietjie meer gaan praat daaroor, dan beteken dit om geestelik te groei, soos wat ons laas Sondag gehoor het. Dit beteken om mekaar te leer, om by mekaar te leer en om self te leer ook vir ander mense. Matteus gee vir ons hierdie wonderlike teks en ons kan soveel daarmee doen. Maar alles begin by die feit dat God aktief betrokke is in ons lewe. Dat hy in die laaste sin sê, ek is by julle elke dag tot aan die einde. Dat hy in die eerste sin sê, gaan en gaan doen. Gaan na al die nasies toe. As ons weer dit lees, dan is dit asof God vir ons hierdie teenwoordigheid skep in 'n geleentheid, waar hy vir ons sê, in dade moet ons reageer om te gaan en te gaan doen, te midde van moeilike omstandighede. Te midde van onsekerheid. Weereens, 'n boer is nie seker wat gaan sy oes oplewer. Hy sit al die arbeid in, hy sit al die werkers help hom en hy werk self. Daar's harde werk en daar's lang ure in. Hulle weet nie noodwendig wat gaan gebeur met daai werk wat hulle doen nie. Gaan dit reën nie? Gaan dit nie reën nie? Wat gaan gebeur op die land nie? Maar steeds gaan doen hulle en hulle vertrou. Dis om te besef dat God altyd teenwoordig is te midde van my disippelskap. Die laaste sin kom bevestig dit vir ons, dis ek is by julle tot aan die einde. Dit is om te begryp dat God Immanuel is. God met ons. Dis belangrik om te weet dat sonder 'n disippelskap en ek wat my disippelskap uitleef, het ons al hierdie dinge wat ons vir mekaar kan leer. Maar as ons nie tot die besef kom dat ons moet wel gaan en gaan doen nie, en dat God by ons is terwyl ons hierdie goeders gaan doen nie, dan is my disippelskap half leeg, as ek dit so kan stel. Om disipel te wees beteken om God se woorde ernstig op te neem. Dat ons dit sal begin uitleef, dat ons sal gaan doen. Dit is die proses om te aanvaar wat Matteus vir ons gee, is om te gaan en te doen, moet ons ook bereid wees om 'n stuk van onsself prys te gee. Om soms ook ons eie wil en ons belange eenkant toe te skuif. En te sê dat dit wat op hierdie stadium vir my belangrik is, skuif ek net vir 'n oomblik eenkant toe. My belange, wat my begeertes, skuif ek net vir 'n oomblik eenkant toe. Dit is om te sê dat ek sal opoffer. Dit is om ietsie van jouself prys te gee, om ander mense te dien, soos wat Jesus het. Ek sê nie jy moet jouself prys gee en jouself verwaarloos geestelik en jouself half net nie ag nie. Maar soms vra dit net 'n bietjie van jouself. Weereens, 'n boer gee van homself op. Hy offer dalk tyd saam met sy gesin op. Hy offer enigiets op wat hy kan om seker te maak daai oes is suksesvol. Maar dan kom die gevaar ook in dat ons soms te veel opoffer. Dat ek, soos wat ek nou gesê het, dat jy jouself in die proses totaal en al prys gee. Dat jy jouself so verwaarloos terwyl jy gaan en gaan doen, dat jy nie geestelik genoeg groei nie. Dat jy soveel gaan en gaan doen, dat jy net nie meer worry oor jouself nie. En dat te midde van al daai gaan en gaan doen, jy jouself verloor in 'n sin dat jy nie meer regtig weet hoekom jy dit doen nie, of dat jy nie meer geestelik versorging kry nie. Dat jy nie meer seker is hoekom ek dit doen nie. En daarom is die belangrikheid wat Matteus in die laaste sin vir ons kom sê. Om Christen te wees is om disipel te wees. En om te vertrou met die wete, ek is by julle. Dis om te begryp dat God waarlik Immanuel is, God met ons. Dat jy nie jouself totaal en al moet prys gee nie, maar dat jy heeltyd met God in gesprek kan wees, want hy is by jou. Dat jy met God so kan praat en te sê, ek weet ek moet hierdie doen, ek moet gaan en gaan doen, maar God help my.
Dat jy 'n bewustheid sal hê van God se teenwoordigheid. Want dit stel jou in staat om te kan doen wat God van jou vra. Dit stel jou in staat om disipel te wees, om te leef soos Jesus. Dit is dat God alleen ons kan lei om die regte dinge te doen. Maar weer eens, dit is ook 'n verantwoordelikheid. Dis verantwoordelikheid vat vir mekaar om te gaan en te doen, maar om duidelik bewus te wees dat God op reis is saam met ons. Dat jy nie alleen op hierdie reis is nie. Dat gaan en gaan doen en gaan na al die nasies toe meer is net gaan en doen. Dat dit ja, ietsie van jouself gaan vat, maar dat dit ook 'n verantwoordelikheid is om na die mense om jou te kyk. Dat dit nie is om te gaan en gaan doen en meer skade aan te rig as iets anders nie. Dat jy 'n verantwoordelikheid het, 'n geestelike verantwoordelikheid het om te gaan en gaan doen. Dat ja, jy moet hard werk en opofferings maak en seker maak dat by die werk en by die huis en in die gemeenskap jy wel al die dinge gaan doen, maar verantwoordelik. Matteus 11 vers 28 tot 30 help ons hiermee. En ek gaan dit graag vir ons lees. Matteus 11 vers 28 tot 30. En dit sê vir ons die volgende. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Dit beteken vir ons nie net dat ons God ernstig moet opneem nie, maar dat ons ook sy manier van doen moet aanneem en dit deel van ons eie identiteit moet maak. Dat as ons gaan doen soos wat Matteus 28 vir ons sê, dat ons sy juk sal opneem, maar dat ons ook sal rus vind by God. Dat ons sal leer, maar dat ons ook sal weet dat hy sagmoedig en nederig is. En dat ons so sal optree met 'n sagmoedige hart, met 'n nederige hart, om te gaan doen wat hy van ons vra. Maar dat ons ook sal rus vind by God. Dat ons tog meer hoop sal hê en hoop sal skep. Want dit is juist die feit dat Matteus vir ons sê dat aan die einde ek is by julle en ek hoop kan skep, want julle kan ook rus vind by my. Te midde dat julle gaan en gaan doen, want dit is my opdrag, kan julle ook rus vind, julle kan hoop vind, julle kan herlaai by my. Om te gaan en te doen, is dat ons sal leef met die wete, dat God ons stuur, om met liefde en deernis 'n verskil te gaan maak, en dat hy ons vertrou met sy werk, om 'n verskil te kan maak. Ons neem sy werk op en ons gaan doen dit. Dit is om anders te leef in plekke waar ons reeds is. Dis om 'n verteenwoordiger van God te wees oralste waar ons gaan. Om 'n verteenwoordiger te wees van God in al sy wese en sy identiteit en sy doen en late. Wie wil God hê moet ons wees en wat wil hy hê moet ons doen? Dit is juis dit wat Matteus nou vir ons gesê het in Matteus 11 vers 28 tot 30. Om te wees soos wat hy is, om 'n verteenwoordiger te wees, om liefde en trou aan almal te bewys. Ons moet bedagsaam wees en leef teenoor mekaar en voor God. Ons diens is om die goeie dade te gaan doen en te gaan uitleef na al die nasies toe. Om te gaan en te gaan doen, en wanneer ons gaan en gaan doen, is dit om ander mense te dien. En as ons ander mense dien, dan dien ons eintlik vir God en vervul ons sy roeping en ons roeping om te gaan en te gaan doen. En dan kom die laaste sin. Ek is by julle tot aan die volëinding. As ons nie vertrou, God is by ons nie, elke dag nie. En ook geen liefde vir ander het nie. En as ons geen begeerte het om ander te dien nie, en net oor ons eie behoeftes bekommerd is, dan moet ons begin wonder,
as ons nie besef God is by ons nie, en ons nie hierdie begeerte het om ander te help nie, wat gaan in ons harte aan? As ons nie besef dat God by ons is elke dag is 'n werklikheid nie, dan moet ons begin wonder, is Christus werklik in ons lewe? Is Christelik werklik 'n prioriteit in jou lewe om te sê, ek groei as 'n disipel, en ek leer ander en ek is bereid om te leer? En as ons dit kan besef, en ons kan besef dat God by ons is elke dag, en ons die vertroue in hom kan sit, en die hoop in hom te kan sit, soos wat soveel ander doen, soos wat 'n boer doen as hy besig is met sy oes, dan kan ons daai selfde hoop en daai selfde liefde en nederigheid en deernis en bedagsaamheid by ander kweek, en ons kan dit uitleef. En ons kan gaan en gaan doen. Ons kan God se opdrag aanvaar met oop arms, en ons kan gaan en gaan doen. En ons kan vrymoedigheid hê om vir elkeen te sê, maar God is by julle elke dag. God gee vir ons die gawes, hy gee vir ons elkeen 'n wonderlike persoonlikheid. Hy gee vir ons elkeen unieke ervarings. Ervarings party waarvan ons hou en party waarvan ons nie hou nie. En wat ons gaan doen met daai gawes en daai persoonlikheid en daai ervarings, gaan ons hoop skep en vertroue skep en gaan doen wat ons moet doen? Of gaan ons dit negatief gebruik in ons lewe? By die werk of by die skool, in die gemeenskap, in die gemeente? Wat gaan ons daarmee doen? Gaan ons so leef dat die ervarings wat ons het, goed of sleg, as ek mense bereid is om mense te vertel daarvan, dit 'n verskil kan maak in ander mense se lewens? Kan my persoonlikheid weerspieël wat Jesus se persoonlikheid was? Van deernis en liefde en nederigheid en bedagsaamheid. Kan ek met my persoonlikheid en my ervarings en my gawes gaan en gaan doen? En kan ek die opdrag aanvaar met volkome vertroue? God wil hê ons moet doen wat ons doen, want niemand anders kan die rol vertolk nie. Hy het elkeen spesifiek en besonders gekies om 'n sekere rol te speel, om te gaan en gaan doen. En hy's by elkeen van ons terwyl ons dit doen. Hy het elkeen se uniekheid en karakter nodig in sy bediening, in die gemeente, om 'n verskil te maak. Om te gaan doen wat hy van ons vra. Om jouself in 'n gemeente te bevind en te sê, ek het hierdie persoonlikheid, ek het hierdie gawes, ek het hierdie ervarings, kan ek dit gaan doen? Na buite toe. En kan ek dan weet dat ek God kan vertrou vir die beste moontlike uitkoms? En met dit wil ek graag afsluit. Dat ons lewe so sal inrig, dat ons sal leef in ritme met God. Dat die mense met wie ons onsself omring, ons hulle sal vertel van God se teenwoordigheid, sy nabyheid. Dat ons sal sê, gaan en gaan doen dit net. Dat ons so sal leef en nuwe geloofsgewoontes sal aanneem, wat ander mense sal nuuskierig maak om te sê, ek wil ook hierdie werk gaan doen, na almal toe, na buite toe. Ek wil ook vertrou dat God by my is elke dag. Dat ons so sal volhard en 'n verantwoordelikheid sal hê met die dade wat ons doen. Dat ons dit doen ter wille van God en omdat ons mense wil dien. Dat dit nie is omdat ons moet nie, maar dit is omdat ons wil. Dat ons sal gaan hoop skep waar daar nie hoop is nie. Dat ons sal vertel van 'n vertroue wat ons verstand te bowe sal gaan. Dat God by ons is elke dag. Veral nou in hierdie tyd, waar die land swaar kry. Nie net boere nie, maar gewone werkende mense. Waar almal swaar kry, waar almal 'n geliefde het wat siek is. Iemand wat self siek is op hierdie stadium, wat hoop en vertroue nodig het. Wat dalk nie in staat is op hierdie stadium om self te gaan en gaan doen nie, want hulle is siek of hulle kan nie.
maar dat jy daai persoon sal wees om te gaan en gaan doen. En daai persoon dalk in staat stel om die volgende persoon te wees wat gaan en gaan doen. En dan wil ek graag weer afsluit met ons teksgedeeltes. Efesiërs 2 vers 10 wat vir ons sê: God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Hy het ons bestem vir daai goeie dade, vir daai gaan en gaan doen wat ook al dit is. Om blindelings te vertrou en net te sê ek gaan en ek gaan doen dit want ek weet dis wat God wil hê. Om in Kolossense te lees vers 17 en vers 23 en wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Vers 23, wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Doen dit van jou diepste binneste, van wat in jou hart aangaan. En sê of doen in die naam van Here Jesus Christus. Kolossense 2 vers 5, al is ek nie nou persoonlik daar nie, is ek tog in die gees by julle. En ek is bly om te sien dat julle die goeie orde handhaaf en dat julle geloof in Christus stewig en vas staan. Dat ons die goeie orde handhaaf en dat ons geloof vas staan. Dat ons vertroue en hoop sal skep binne ons geloof en dat dit sal vas staan. Dat ons die goeie orde sal handhaaf, dat ons sal gaan en gaan doen wat reg is en onderhou wat goed en reg is. En die belangrikste, ek is tog in die gees by julle. Ek is by julle. En dan 2 ekstra tekste wat ek graag vir julle wil bysit is Levitikus 26 vers 12. Ek sal by julle bly en julle God wees en julle sal my volk wees. God kom sê vir ons, ek sal by julle wees en julle sal by my wees en julle is my volk. En Jesaja 41 vers 10, bekende teks, moenie bang wees nie, ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, ek is jou God, ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas, met my eie hand red ek jou. Dis vertroue op vertroue en God is by ons heeltyd. Dis 'n konstante herinnering en dit is iets wat nie verbreek word nie. Dit is God wat vir ons sê, ek is by julle en dat ons konstant onthou ten alle tye dat ons roeping is gaan en gaan doen. Te midde van alles, te midde van al die chaos. Te midde van al die chaos weet jy dat God by jou is. Dat hy hier is. Op watter manier ook al. Dat ons net soos daai boer wat bereid is om opofferings te maak. Om laat aande te werk. Om saam met sy werkers alles te doen wat hy moet, dat daai oes perfek is, dat dit suksesvol is, dat sy boerdery sal floreer. Dat ons net soos daai boer sal bereid wees om die harde werk in te sit, om te gaan doen. Om dalk iets prys te gee, om iemand anders te dien, om die Here te dien, en om te vertrou en die hoop te skep, dat God altyd by ons is, tot die einde van alles. Amen. Ek wil graag 'n geleentheid gee vir stil word, so aan die einde van die diens, dat alles net sal insink, en dat as daar iets is wat jy gehoor het, en waarmee jy worstel geestelik, jy by die Here se voete sal los vir oggend, en dat jy net 'n oomblik stilte het, saam met hom. Ek gee graag 'n geleentheid dat ons saam stil word. Here, ons kom bid vir oggend, nie net vir ons as gemeente nie, maar vir ons land. En ons kom dra elkeen op aan U, elkeen wat geraak is deur die onluste of wat ook al. Ons dra elkeen aan U op. Ons bid ook vir ons land dat dinge sal rustiger raak, dat daar sal uitkoms wees. Here, ons kom bid ook vir almal wat siek is,
Dat U genesing sal bring en uitkoms sal bring waar nodig. Dat ons bid vir die wat siek is versorg, dat U hulle hande ook sal sterk maak, dat daar waar hulle moeg is en uitgeput is, dat hulle waarlik hulle rus en hulle hoop en hulle vertroue weer by U sal vind. Dat hulle sal kan aangaan om vir die te sorg wat siek is. Here, ons kom bid ook vir die in leierskapsposisies in ons land, Here, dat hulle sal die regte besluite maak en leiding sal neem waar nodig, Here. Dat hulle sal doen wat reg is, Here. Want ons weet dat dit net U is wat weet wat reg is en dat U wil sal geskied, Here. Here, ons kom bid dat elkeen wat sleg geraak is of wat net nie lekker voel as gevolg van alles wat aangaan in ons land, as dit gevolg is van die virus of van dinge wat aangaan rakende politiek of enigiets, Here, dat hulle sal by U troos vind, by U rus vind, by U uitkoms sal vind, Here. Dat U vir hulle vertrooster sal wees in tye van nood en in tye van worsteling, Here. Here, ons kom bid ook vir ons as gemeente, dat U ons sal lei om 'n verskil te maak in die gemeenskap, dat U ons sal help om daai verskil te maak, Here. Here, ons kom bid ook vir elke gemeentelid, dat U hulle sal seën en bewaar en beskerm, Here. Here, ons kom bid ook en ons kom sê ook dankie dat U ons geseën het met U woord vandag en dat U ons sal stuur en dat ons dankie sê dat U ons stuur en dat ons vra vir U hulp om te gaan en te gaan doen, Here. En dat ons dankie sê dat ons weet U is elke dag by ons tot aan die einde. En dat ons weet ons kan vertrou vir die beste uitkoms moontlik, vir sukses, Here. Here, en ons vra ook dat U ons sal omvou en beskerm, Here, elke dag. Ons vra dit in U wil alleen. Amen. Ek wil graag hê ons moet afsluit met 'n lied. En daar waar julle is, kan julle net rustig saam luister na die lied. Ons gaan luister na No Longer Slaves to Fear. En as ons dit luister, dan is dit uniek in al die omstandighede waarna ons is hierdie week. En ook as ons gekyk het na die teks, gaan doen te midde van alles wat aangaan. En om te vertrou en om te glo en nuwe hoop te skep. Dat ons sal weet dat ons te midde van alles te kan gaan en te gaan doen. En dat ons nie 'n slaaf is vir vrees nie. En dat ons nie bang is vir wat daar buite is nie, maar dat ons steeds sal gaan en gaan doen. So kom ons luister die lied saam. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to a family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a
Jesus Christus kom seën julle met liefde en vrede en oorvloed. En hy sê te midde van alles is hy by ons elke dag. En hy vra van ons om te gaan en te gaan doen. Mag hy ons elkeen seën hierdie week en ons beskerm en ontvou. Amen.